O Christus ons verlange, U het ons heil gebring. Sal ooit ons jubelsange U lof na waarde sing. Vervul in welbehae ons harte met U Gees en skenk ons in hierdie dae 'n ware Christusfees. U wat as hemelkoning in heerlikheid regeer, maak onder mense woning en daal as 'n dienskneg neer. En herders vind 'n herder oor wie al dankbaar juig, en wyses vind die wysheid voor wie al bidend buig. Amen. Verbly julle in die Here regverdig is en prys sy heilige naam. Mag die liefde van God, die vrede van die kind van Bethlehem en die krag van die Heilige Gees by julle wees vandag en ook elke dag van julle lewe. Amen. 'n Geseënde Kersfees vir jou en jou familie en daar waar jy jouself ook bevind. En mag jy vrede by die kind van Bethlehem beleef en ook krag uit die Heilige Gees, van die Heilige Gees. Ons bedink vir oggend Johannes 1 en ons staan daar by vers 1 tot 16 staan ons stil. En dan gaan ons 'n draai maak in die eerste paar verse van Hebreërs 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, en alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes, en hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. En die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, maar die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, en die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Dit is besonders dat ons hierso hoor dat die woord het vlees geword, het mens geword en onder ons kom woon. En amper tot so ver terug beskryf, begin Johannes sy evangelie amper daar by die skepping. En hy sê, hierdie God, hierdie seun, hierdie verlosser is hier. En in die Hebreërs, in die eerste paar verse van die hoofstuk 1 van Hebreërs, dan skryf die Hebreërs skrywer, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam gemaak van alles. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy Seun. Ons het die profete en ons voorvaders het God met mense gepraat deur profete. Maar nou het hy self hier onder ons kom woon. En hoe lyk dit wanneer ons getuies kan wees van die lig van hierdie God wat mens kom word het, vlees kom word het en onder ons kom woon het. En dit is baie interessant as ons kyk na vers 13 in Johannes 1,
skryf Johannes, hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Elke een wat hom aangeneem het, het hy reg gegee om kind van God genoem te word. En hier word God se seun gebore. En met hierdie ongelooflike genade dat ons die voorreg het om God op so 'n manier te ontmoet, dan sê Johannes, ons word uit God gebore, om uit God gebore te wees. Mense wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om nie deur die besluit van 'n mens of die drang van 'n mens nie, maar dit is uit God uit gebore. En dan sê hy, ons het sy heerlikheid gesien. En hierdie heerlikheid is vol genade en waarheid. En ek wil op hierdie dag, as jy dink dat in hierdie tyd, dit vroeër, Hebreërskrywer vroeër, het hy deur profete gepraat, nou het hy self hom kom bekend maak deur sy seun. En in hierdie gebore of geboorte van sy seun, word ek en jy ook uit God gebore. Die wat hom aanneem, gee die reg om kinders van God te word, genoem te word. Seun van God, Jesus, ek en jy, wat die reg ontvang om kind van God genoem te word, uit God uit gebore te word. En dan is dit eintlik genade. Uit hierdie oorvloed het ek en jy almal genade op genade ontvang. Die sterk tema ook van lig in die duisternis, lig, vers 4, lig en lewe. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Hoe wonderlik om op hierdie dag te kan getuig van hierdie lig, om te kan deel om aan God te behoort, om uit God gebore te wees, en hierdie voorreg dat hy self, praat nie met 'n profeet deur sy mense nie, maar self, God self kom doen dit. Hierdie woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Mag ek en jy getuig van hierdie lig op hierdie dag, en mag die Here ons daarmee toerus, mag Kersfees, onthou Kersfees trek veel verder tot 'n Epifanie in, en mag ons dit so omhels, dat sodra ons besig is om die kerstafel af te dek, die kinders en die geskenkpapier begin wegpak of weggooi, en hoe die geskenke deel word van ons lewens. Daardie geskenk wat die afwagting gekweek het en onder die kersboom gesit het nou deel van my arsenaal van besittings geword. En ons kan baie vinnig so gewoond raak. Maar soos dat daardie geskenk deel word van ons lewens, en dit ons lewens dieper verryk, en ons lewens dalk makliker maak, of ons lewens dalk versier, omdat dit 'n bederf is, mag ek en jy, mag ons dit deel maak van ons lewens, dat ons kinders van God is, dat ons getuig van die lig, en dat ons deel uit hierdie genade wat ons uit oorvloed ontvang het. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons u kinders genoem mag word.
Here, dankie dat ons mag getuig van die lewe wat daar in U is en ook die lig wat by U wat U ook vir ons skenk. Mag dit 'n lig wees wat ook 'n helder verlig en helder skyn in ons midde. Mag ons, Here, mag ons op hierdie dag en in hierdie dae 'n ware Christusfees ervaar. Dankie vir die liefde en die genade. Ons bid dit as U kinders. Amen. Op hierdie Kersdag mag jy sy seën en sy vrede en sy omhelsing ervaar.